Goeiedag, dit is 'n voorreg om so vir 'n derde keer hier in Pinkster 2026 saam met jou te kuier. Ons het reeds 2 temas aan die orde gestel rondom ons hele preekreeks van merkers op ons pad saam met die Heilige Gees. Ons het reeds so 'n bietjie gesels oor die persoon en die werk van die Heilige Gees en die Heilige Gees in die hele proses van heiligmaking in ons lewe. Vandag gaan ons so 'n bietjie saamgesels oor 'n derde onderwerp, die hele temaatjie van wat dit beteken om te wandel deur die Gees. Wat dit beteken om jou lewe se beheer oor te gee, dat die Gees jou lewe en jou gedrag bepaal. Ek lees graag saam met jou uit Galasiërs 5 vanoggend en daar vanaf vers 13, waar Paulus met ons oor die Heilige Gees en ook die sondige natuur wat maar in die hart van elke gelowige is, wat hy met ons hier rondom gesels. En hy sê, julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. En dan hierdie woorde. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Vers 16, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit swig voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Ek wil graag vanoggend Galasiërs 5 vers 16 wil ek saam met jou hanteer, maar ek wil dit graag ook hanteer vanuit die ou Afrikaanse vertaling, waar daar in vers 16 staan, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Wandel deur die Gees. Nou ek wil graag vanoggend dan saam met jou gesels rondom hierdie tema van wandel deur die Gees, om jou lewe deur die Gees van God te laat bepaal en te laat beheers. Nou hierdie oproep wat ons in Galasiërs 5 vers 16 kry, wandel deur die Gees, is nie 'n vaag geestelike idee nie. Dis 'n baie praktiese daaglikse manier van lewe. Die Christelike lewe is nie iets wat ons een keer beleef en dan is dit nou afgehandel nie. Nee, dis 'n pad wat ek en jy elke dag stap. En dit is juis wat Paulus dan ook bedoel met hierdie woord van wandel. En as 'n mens so 'n bietjie dink, dan is wandel 'n manier om voortdurend vorentoe te beweeg. Wandel is nie 'n wedloop waar daar 'n beginpunt en 'n eindpunt is en dan is dit afgehandel nie. Wandel is eintlik 'n tipe van 'n reis wat 'n mens deur die lewe onderneem. Dis 'n baie lang manier van stap, maar elke tree op hierdie stap tel. Elke keuse wat jy maak, maak saak. Jy word nie in een groot oomblik, word jy geestelik volwasse in hierdie lewe nie, maar dit gebeur in die klein, alledaagse oomblikke waar jy kies om God te vertrou en te gehoorsaam. Om deur die Heilige Gees te wandel,
beteken twee dinge. In die eerste plek, dat jy hom as die bron van jou lewe sien en beskou en erken. Hy is die een wat jou nuut gemaak het. Hy is die een wat jou oë vir Christus oopgemaak het. Hy is die een wat jou hart verander. Maar het stop nie daar nie, en dis die tweede ding van wat het beteken om te wandel deur die Gees. En dit is dat jy weet dat die Heilige Gees jou ook wil lei. Hy wil werk in jou lewe, by die werk, in jou huis, in jou gedagtes, in jou reaksies. Paulus sê in vers 25 van Galasiërs 25, ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Dis asof hy wil sê, ons het in die Gees begin. Nou het ons ook nodig dat die Gees ook vir ons sal lei deur ons lewe as kinders van die Here. En hier is dit waar dit lekker prakties raak rondom om met die Gees van God deur die lewe te wandel. Want ek en jy staan elke dag voor die keuse. Wie gaan vandag jou lewe beheer? Wie gaan vandag jou lewe beheer? Gaan dit jy wees? Of gaan dit die Heilige Gees wees? En Paulus help vir ons hier in Galasiërs 5 om agter te kom, wie is in beheer van jou lewe? Hy sê as ek en jy alleen in beheer is van ons lewe, as ons sondige natuur in beheer is van ons lewe, dan sien jy dit in jou lewe. Dit kom na vore in dinge soos ongeduld, selfsug, woede, trots. Dit is alles werke van die vlees, dis die praktyke van die sondige natuur, sê Paulus vir ons. Maar wanneer die Heilige Gees in beheer is van jou lewe, as die Heilige Gees in jou hart en lewe regeer, begin daar ander dinge groei. Liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dit is nie iets wat ek en jy self kan bring in ons harte en lewens nie. Dis die vrug, dis die werksaamheid van die Heilige Gees, die gevolge van sy werksaamheid in jou en my lewe. Kom ek verduidelik dit vir jou op 'n ander manier. Ek wil 'n stoelillustrasie gebruik. Ek sit nou hier heerlik op 'n stoel, en ons kan dit as ware as 'n illustrasie gebruik, om te sê dat 'n stoel is 'n simbool, 'n teken van die sentrum van jou lewe. Nou as kind van die Here is die Heilige Gees in jou lewe en jouself is natuurlik in jou lewe. Maar die vraag is, wie sit op die troon van jou lewe? Wie sit in die sentrum van jou lewe? Wie beheer jou lewe? Is dit die Heilige Gees wat hier op die stoel sit en die sentrum is van jou lewe en jou lewe beheer? Of is dit jy wat in die sentrum sit? Die Heilige Gees is daar, maar jy het die beheer in jou lewe. Ek dink die hartseer realiteit is dat as ons na ons lewe kyk, is daar baie fasette in ons lewe waar ons met groot vrymoedigheid kan sê, maar hier is die Gees van God in beheer. Maar daar is ook fasette in ons lewe waar ons baie keer moet eerlik erken, hier is ek in beheer. Wie is in beheer van jou lewe? Ek het 'n vriend wat dit baie mooi in Engels stel. Hy sê, in every child of God, the Holy Spirit is resident. But the big question is he also the president? Nou, dis 'n gevaarlike aanhaling om dalk in die wêreldse geskiedenis nou met verskillende presidente te gebruik, maar ek dink jy verstaan wat ek bedoel. Die Heilige Gees is in jou en my lewe as kind van God se lewe. Die vraag is egter, is hy in beheer van ons lewe? Ek wil vir 'n oomblik stil staan by die vraagie van hoe wandel ek en jy deur die Gees? Nou daar sou ons weer eens 'n klompie opmerkings kom maak, maar kom ek vertel jou van die opmerkings wat ek gemaak het. Ek en jy wandel deur die Gees onder andere deur die woord van God. Die Heilige Gees weet ons werk deur die skrif. As jy nie tyd maak vir die woord nie, gaan jy sukkel om die Gees se stem in jou lewe te herken. En weet jy, hierdie pad van die woord, saam met die woord, hoef nie 'n ingewikkelde pad saam met jou en my te wees, dat dit 'n ingewikkelde proses in ons lewe is nie. Het gaan daaroor dat ek en jy die woord getrou lees, en die Here vra, Here, wat sê U vir my vandag?
Wandel deur die Gees sluit daarbey aan, onder andere ook deur gehoorsaamheid. Geestelike groei gebeur nie net deur te luister na die woord nie, maar juis om die woord te doen. Jy weet wat reg is, jy kies om dit te doen, selfs al voel dit baie moeilik. En waar dit gebeur, daar wandel jy deur die Gees. En dis hierdie klein dade van gehoorsaamheid, wat uiteindelik 'n lewe van oorwinning in jou en my lewe bou. Jy wandel ook deur die Gees deur gebed. Gebed is nie net om dinge van God te vra nie, maar dit is ook om jou afhanklikheid van God te erken. Dit is waar jy eerlik sê, Here, ek kan nie hierdie dag op my eie doen nie. Ek kan nie hierdie vergadering of hierdie besluit of hierdie doktersafspraak of hierdie lewensveranderende gebeure op my eie doen nie. En is juis daar in daardie momente waar die Heilige Gees jou ontmoet met krag en met wysheid. Jy wandel deur die Gees onder andere deur waaksaamheid. Die werklikheid daar is dat daar is 'n stryd, 'n geestelike stryd aan die gang. Versoekings gaan kom, maar jy is nie weerloos teen hierdie versoekings nie. Die Heilige Gees het jou die vermoë gegee om nee te sê vir sonde en ja vir God. Soms beteken dit dat ek en jy moet wegstap van 'n situasie of van mense. Partykeer moet ons stil bly, ander kere moet ons hulp vra, maar dit is alles deel van hierdie wandel deur die Gees. Wandel deur die Gees gebeur ook onder andere deur gemeenskap in verhouding met medegelowiges. Ek en jy as kind van God is nie gemaak om alleen te loop nie. Ander gelowiges is juis daar om vir jou en vir my te help om aan te gaan. Ander gelowiges is juis daar om ook vir ons reg te help wanneer ons afdwaal, om vir ons te bemoedig op ons geloofspad. Saam wandel maak dit makliker vir ons om ook te wandel deur die Gees. Wandel deur die Gees gaan ook gepaard met 'n heerlike belofte. Paulus sê, wandel deur die Gees en julle sal nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Hy sê, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat beteken dit? Beteken dit dat ek gaan nou nooit struikel in hierdie lewe nie? Nee, dit beteken nie dat ek nooit gaan struikel nie, maar dit beteken wel dat sonde hoef nie meer oor my lewe te heers nie. Daar's 'n nuwe krag, 'n nuwe rigting, 'n nuwe lewe beskikbaar. Ek staan onder nuwe beheer van die Heilige Gees en nie meer my sondige natuur wat ek moet gehoorsaam nie. Dit is amper soos wanneer jy van werk verwissel. Jy het 'n werkgewer op 'n spesifieke plek gehad, wat eise en opdragte vir jou gegee het, maar nou het jy van werk verwissel, en jy het 'n nuwe werkgewer, 'n nuwe baas, wat vir jou eise en opdragte gee. Al bel jou ou werkgewer vir jou, al bel jou ou baas met al sy eise en opdragte vir jou, hoef jy nie meer by die nuwe werk na hom te luister nie, want jy het 'n nuwe werkgewer, 'n nuwe baas, wat vir jou rigting en koers gee en dinge van jou vra. Ek hoop dat dit vir jou so bietjie daardie verstaan van dat ek en jy nie na ons sondige natuur hoef te luister nie, vir jou so bietjie oopbreek. Wandel deur die Gees is nie vir perfekte mense nie. Wandel deur die Gees is vir afhanklike mense. Mense wat soms struikel, maar weer opstaan. Mense wat elke dag kies om te sê, Here, vandag wil ek saam met U stap deur hierdie lewe. So vra vir jouself eerlik die vraag af, hier aan die einde van hierdie gesprek. Wie beheer my lewe? Wie beheer my lewe vandag? God se uitnodiging is eenvoudig maar diep. En dit is dat hy sê, gee oor, vertrou my, stap saam met die Heilige Gees, tree vir tree, dag vir dag. En soos wat jy dit doen, sal jy ontdek, hierdie lewe, om te wandel met die Gees, is nie net moontlik nie. Dit is vol vrede, dit is vol vreugde, dit is vol oorwinning in Christus. Mag jy 'n kragtige, diep stap saam met die Heilige Gees in jou lewe ondervind. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader,
Here, baie, baie dankie dat ons vanoggend voor U kan staan en diepe dankbaarheid kan weet dat U het die goeie werk in elkeen van ons begin. En Here, dat U ook daardie werk wil voortsit deur die inwerking en teenwoordigheid van die Heilige Gees. En daarom, o Gees, wil ons vra dat U vir ons sal help, sal leer wat dit beteken om te wandel saam met U. Deur die woord en deur gehoorsaamheid, deur gebed en waaksaamheid, deur dit saam met medegelowiges te doen, bid ons dat ons lewe al meer en meer sal getuig dat ons aan Jesus Christus behoort. Dankie vir hierdie oomblikke saam en ons bid dit en vra dit in Jesus Christus se naam. Amen.